Vir my lyk dit op die ou einde, gaan net die derde dag mense hemel toe. Die kerkewêreld wemel van allerlei soorte mense. Jy die 7de dag mense, die Joodse fees mense, die Hebreëse uitspraak mense. Ek is kosbaar en oulik mense, anti-Paulus mense, besnydenis mense, verbondsleer mense, Maria Magdalena of Maria die Maagd mense, geloofsformule mense, bely positief mense, verklaar en eis mense, leef jou droom mense. Wat sou Jesus doen en sê mense? Kleindoop mense en grootdoop mense, vryspraak mense, bloedlyn mense, geslagsregister mense, mense en mense, en wie weet watse mense wat wemel orals in die Christelike wêreld. En ek moet eerlik wees, vir my lyk dit op die ou einde, gaan net die derde dag mense hemel toe. Kom ek verduidelik, lees saam met my 1 Korintiërs 15. Paulus sê, broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het en waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word as julle daaraan vashou, op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte, en dat hy aan Sefa verskyn het, daarna aan die 12, daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelyk, waarvan die meeste nog lewe op daardie stadium met Paulus skryf, maar sommige het al ontslaap. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels, en laaste van almal het hy verskyn ook aan my, die ontydig geborene. Want ek is die geringste van al die apostels, wat nie werd is om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie te vergeefs nie, maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal. Nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat my is. Of dit nou ek of hulle is, so preek ons en so het julle geglo. As dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En dan word ons valse getuienis van God bevind, omdat ons teen God getuig het dat hy Christus opgewek het. Wat hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewerk word nie, dan is Christus nie opgewerk nie. En let hierop, en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes, dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. As Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes, en dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. Ons moet dit goed begryp. Die redding van mense en die regverdigmaking van mense lê in 2 hoofmomente in die bediening van Jesus Christus. Nommer 1, die gebeure op Golgotha by sy kruisiging. En nommer 2, sy opstanding en oorwinning oor die dood
op die 3de dag. Jou en my saligheid kom daaruit voort, en uit geen ander plek of bron nie, slegs die kruisdood en die opstanding van Jesus uit die dood. Nou een het vir ons sondes gesterwe, beteken, hy het deur sy bloedvergieting ons gereinig en ons straf gedra. Hebreërs 9:22 en Jesaja 53 vers 5 en 6. Hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons geregtighede is hy verbrysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Dit maak die kruisgebeure uiters belangrik en sentraal tot ons vergifnis. Maar dit is slegs die regs, tegniese of juridiese deel van Jesus se sending. Sonder sy opstanding beteken sy kruisdood niks. As hy nie opgestaan het nie, is ons nog in ons sondes. Soos Paulus dit duidelik stel in 1 Korintiërs 15:17. Dan is ons geloof nutteloos. Nou wat impliseer dit? Basies seker, dat as jy besig is om te verdrink in sonde, en al is daar 'n reddingsboot, en die boot is nie daar, om jou uit die sondestroom uit te haal nie, leef jy dus voort, en verdrink in sonde, sonder God en sonder Jesus. Jy sien, ons het nie net kwytskelding nodig en vergifnis nodig om gered te word nie. Ons het ook verlossing en vernuwing in die gees van ons gemoed nodig. Ons moet lewend gemaak word en opstaan uit ons sondige doodsbestaan. Ons het wedergeboorte nodig. Ons het heiligmaking nodig. Hebreërs 12:14. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Dis slegs die Heilige Gees wat ons wedergeboorte gee. Johannes 3. Slegs die Heilige Gees wat die vrug van die Gees in ons voortbring en oorwinning gee oor ons vleeslike drange en begeertes en praktyke. Galasiërs, die 5de hoofstuk. Die Heilige Gees is die een wat die vernuwing in ons werk en die gebeure wat op Golgotha plaasgevind het in ons laat realiseer. En Jesus is die een wat doop met die Heilige Gees en met vuur en ons deur en deur skoonmaak. Matteus 3:11 en 12. 'n dooie Jesus kan nie doop met die Heilige Gees nie. 'n dooie Jesus kan nie sy belofte in Johannes 14:16 om die trooster van die Vader te bid op grond van sy sterwe om by ons te kom bly nie. 'n dooie Jesus kan nie weerkom om sy kinder of eerder sy disippels te kom haal nie. 'n dooie Jesus kan nie volkome red nie. Hy kan skuld betaal, maar hy kan nie die reddingsproses voltooi deur ons te verlos en in staat te stel tot oorwinning oor sonde en 'n lewe van heiligmaking nie. Hebreërs 7:25. Daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. As hy nie geleef het nie, kan hy nie vir ons intree nie. Kan ons nie deur hom tot God gaan nie. Johannes stel dit so. 1 Johannes 1 vers 5. En het begin so. In die begin was die
wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het, aangaande die woord van die lewe. En die lewe is geopenbaar, en ons het dit gesien, en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe, wat by die Vader was, en aan ons geopenbaar is. Wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle gemeenskap met ons kan hê, en ons gemeenskap is met die Vader, en met sy Seun, Jesus Christus. Kan nie gemeenskap hê met 'n dooie Jesus nie. En ons skrywe hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het. En aan julle verkondig, God is lig, en geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het, en in die duister wandel, dan lieg ons, en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. As ons sê ons het nie sonde nie, mislei ons onsself, en die waarheid is nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê ons het nie gesondig nie, maak ons hom tot 'n leienaar, en is sy woord nie in ons nie. Ek skrywe hierdie dingers aan julle, my kinders, dat julle nie moet sondig nie, en as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige, en hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie net alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Hy leef om vir ons in te tree. Hy is ons voorspraak by die Vader. Hy maak en hy werk in ons om te wil en te werk na sy welbehaag. Jy sien, derde dag mense is mense wat meer as godsdienstig is. Dis mense wat die lewende Christus in hulle lewens as stuurman en baas of Here verwelkom. Mense wat wandel met God deur Jesus en deur die Heilige Gees. Derde dag mense is mense wat deel in Jesus se opstandingslewe, wat self opgewek is uit die dood van sonde slawerny, om God nou te dien in gees en in waarheid, om nie meer te poog om self voor God te regverdig nie, maar God dien in die nuutheid van die Gees, wat lewend maak, en bloot nie net na die letter wat op kliptafels was en self slegs doodmaak nie. Met antwoorde, nie net volgens wettiese beginsels nie, nie net volgens reëls en regulasies nie, maar in die Gees. 2 Korintiërs 3 vers 5 tot 7. Laat ek afsluit. Derde dag mense is soos Efesiërs 2 vers 1 dit stel. Julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en sondes. En Efesiërs 2 vers 4 en 5, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde, waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak, saam met Christus, uit genade is julle gered. Derde dag mense, is mense wat saam met Christus lewend gemaak is. Is jy 'n derde dag mens? Kolossense 3 vers 1, saam met Christus opgewek. Is jy 'n derde dag mens, in wie Christus gestalte verkry? Galasiërs 4:19. Is jy 'n derde dag mens, wat beleef hoe God in jou werk om te wil en te werk na sy welbehaag, Filippense 2 vers 13, of het jy net 'n klompie Christelike godsdienstige oortuigings, wat jy iewers gekry het, hier 'n teksie, daar 'n teksie, of lewe Jesus in jou hart en in jou gees, is jy saam met hom begrawe en saam opgewek in 'n nuwe lewe, is jy 'n nuwe skepsel,
of net 'n godsdienstige ouetjie? Derde dag mense,